mense wat sommer net kom saam kuier vanaand, familie, miskien van iemand in 'n musiekgroep vanaand, of wat ons instrumente kom speel. Ons is baie dankbaar dat julle almal hier is en ook vanaand in 2024 se Kersangdiens saam met ons kan deelmaak. Mag dit vir elkeen van julle regtig 'n mooi belewenis ook wees. Dalk sommer net so 'n paar vinnige afkondigings. Die een is, ons gaan nie 'n kollekte deur die diens opneem nie. Ons gaan na die diens by die deure sal ons 'n kollekte opneem. En dan wil ek ook sommer net so vinnig noem, 'n klompie van julle het daarom die boodskap gekry. Onthou dat as julle piknikmandjie gebring het en saam met ons wil kom kuier na die diens in die saal, is daar 'n klompie tafels reggemaak. Ons skuif nog nader. Almal is baie welkom saam met ons te kom kuier. So vanaand is ook 'n hoogtepunt en op 'n manier wil ek amper sê 'n afsluiting sekerlik van ons groot dienste in die gemeente. Ons weet mos nou hierna is daar baie vakansieplanne en allerhande lekker goeders ook, maar mag ons vanaand regtig net die Here se teenwoordigheid ook beleef terwyl ons so bymekaar is en onthou waaroor dit gaan. Daar's vanaand 'n paar bedankings wat ons ook graag wil doen voordat ons aangaan met die program of dan ook begin. Die eerste is vir Gomotso Modise, ons trompetspeler, Nayo Ketsi ook op trompet en dan Tabiso Masua op tromboon en dan Terrence Funger op tuba. Baie dankie vir julle manne dat julle ons ook saam met ons is vanaand. Ons sien uit daarna 'n paar name wat ons al ken en saam met ons gespeel het ook hier in die eredienste. En hier agter, as julle nou kan sien, nie Zayden kruip weg. Hy's 11 jaar oud, maar ek het die voorreg dat Zayden saam met my dogtertjie in die skool, so ek het hom 'n paar keer al hoor speel en julle moet regtig vir hierdie man ook vanaand hoor. So Zayden, ons is dankbaar dat jy ook saam met ons hierso is vanaand. Baie welkom ook vir jou spesiaal en jou gesin. En dan ook van Dion se kant af, wil hy vir die musiekgroep, die orkes sê baie dankie. Hulle is 'n span 1000. Dankie vir hulle harde werk, hulle loyaliteit. Ek dink nie net vanaand nie, deur die hele jaar ook. So ons is baie dankbaar vir hulle en dat vanaand sommer so baie van hulle ook hierso deel kan hê. En dan sê Dion, die beste kollega saam met wie hy gewerk het ek gehoop my naam staan daar. Dit is toe nou nie. Kyk haar gesig. Dion, ons sien vir jou. Mariette, Dion sê baie spesiale dankie ook vir jou. En hy waardeer regtig waar vir jou in die saamwerk ook. En dan vir Jandrey en die res van die tegniese span, die klankspan, vir julle ouens se harde werk, die oefen voor die tyd en sommer ook deur die jaar. Duisende dankies ook vir julle. So ons hoor daar's baie persone betrokke, mense wat deel en aandeel het in vanaand en ook al ons ander eredienste. En daaroor is ons regtig baie dankbaar. Maar vanaand wil ek ook sommer vir julle kom herinner oor hoekom ons hier is en dat dit mos nou is omdat ons die Here Jesus Christus se geboorte vier en dat ons dit nooit ooit uit die oog uit verloor nie. En daarom groet ek julle vanaand in die naam van die Vader wat geskep het, ook elkeen van ons geskep het. Hierdie Vader wat sy seun as Jesus Christus, die verlosser vir elkeen van ons gestuur het, die een wat in 'n stal gebore is tussen diere, wat nederig gekom het om ook sy lewe vir elkeen van ons te gee, sodat ons verlos kan word. En dan is ons nie alleen gelos nie. Hy gee ook vir ons die geskenk van die trooster en voorspraak en helper, die Heilige Gees, wat vanaand ook by ons is. En in die naam van hierdie drie-enige God, groet ek julle. Amen. Geniet vanaand se Kersangdiens ook saam met ons.
Kom ons bid saam. Here Jesus, U is die Christus, die verlosser van ons lewe. En hoe sou die mense rondom U geweet het, dat in daardie tyd toe U gebore is, in 'n stal, nederig, in 'n krib neergelê, tussen die diere, miskien op 'n koue aand, dat U die koning is, vir elkeen, oor die hele aarde. Maar dankie dat ons dit dan vanaand kan besef, en ook op ander dae van ons lewe, dat U is die koning wat gekom het, die verlosser van ons lewe. Mag ons vanaand juis dit ook vier en gedenk, wanneer ons stil word en saam sing en die liedere iets vertel van die grootheid waarmee U gekom het. Dankie dat U nie hoogmoedig is nie, maar dat U nederig is, en dat elkeen van ons dan tot U kan nader en U ook kan ken as ons persoonlike verlosser. Dankie dat U die God en die Here van ons lewe is. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus, die Here. Amen. Baie mense het reeds hulle hand daaraan gewaag om 'n verhaal saam te stel oor dit wat onder ons tot vervulling gekom het, soos die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het. Daarom, geagte Theophilus, het ook ek, Lukas, dit goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf noukeurig te ondersoek en dit in volgorde vir U neer te skryf, sodat U verseker kan weet dat die onderrig wat U oor hierdie gebeure ontvang het, betroubaar is. In die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na Nasaret, 'n dorp in Galilea, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam Josef uit die nageslag van Dawid. Die maagd se naam was Maria. Die engel het na haar gegaan en gesê: "Gegroet, begenadigde vrou, die Here is met jou." Sy was verward oor die woorde en het gewonder wat hierdie groet tog kon beteken.
Maria, 'n jong meisie, so alledaags, so doodgewoon as wat kon kom, hoor met die engelverskyning, wees gegroet, begenadigde. Dit is nie hoe sy al ooit oor haarself gedink het nie. Iewers moes Maria aan die lig van Gabriël se groet anders na haarself begin kyk het en toe die pad betree het wat sy nooit self sou kon bedink het nie. Hierdie ontmoeting het die onmoontlike moontlik gemaak. Die engel het vir haar gesê, moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Kyk, jy sal swanger word en aan 'n seun geboorte skenk. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal vir ewig oor die nageslag van Jakob regeer. Aan sy heerskappy sal daar geen einde kom nie. Maar Maria het vir die engel gesê, hoe kan so iets moontlik wees, aangesien ek nie gemeenskap met 'n man het nie? Die engel het haar geantwoord, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die kind wat gebore word, heilig wees. Hy sal seun van God genoem word. Kyk, Elisabeth, 'n familielid van jou, is ook swanger, en sy verwag 'n seun ten spyte van haar hoë ouderdom. Alhoewel sy vroeër as onvrugbaar beskou is sy reeds 6 maande swanger, want geen woord wat van God afkom, is kragteloos nie. Toe sê Maria, kyk, ek is die diensmeisie van die Here, mag met my gebeur volgens u woord, en die engel het van haar af weggegaan. Die krib en die kruis. Hoe kyk jy na die krib en vergeet dan die kruis? Het die Bethlehemster dit dan nie reeds uitgewys? Van nederige houtkrib tot 'n vervloekte kruis. In plaas van goud word sy hande met lood deurboor. Ons name in bloed gekerf, sodat ons die ewigheid kan erf. Kom sing dan 'n nuwe lied van genade onbeskryflik groot aan ons sondaars gebied. Want hoe kyk jy na die krib en vergeet dan die kruis? Daar het die Bethlehemster die genade reeds kom bewys. Lights up way up high.
across the 7 seas. The winds of change whisper in the trees, and the walls of doubt crumble, tossed and torn. This comes to pass when a child is born. A rosy hue settles all around. You got the feel you're on solid ground. For a spell or two, no one says for long. This comes to pass when a child is born. And all of this happens because the world is waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that would grow up, turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. Misery and suffering would be forgotten forever. It's all a dream and illusion now. It must come true sometime soon, somehow. All across the land, dogs have brought you more. This comes to pass when a child is born. All across the land, dogs have brought you more. This comes to pass when a child is born. All across the land, dogs have brought you home. This comes to pass when a child is born. Want zo lief het God die wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gestuurd heeft, zodat elkeen wat in hom glo, niet verloren zal gaan, maar die eeuwige lewe zal hê. Want zo lief het God die wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gestuurd heeft, zodat elkeen wat in hom glo, niet verloren zal gaan, maar die eeuwige lewe zal hê. Magnificat is die Latynse naam van die lied wat Maria hier sing. In die naam van die lied hoor ons reeds die Engelse woord magnify, om groot te maak, ego. Maria het toe gesing, my siel loof die Here, my gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Kyk, van nou af sal alle geslagte my gelukkig noem, want die Magtige het groot dinge vir my gedoen. Ja, heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan hulle wat vir hom ontzag het. Kragtige dade verrig hy met sy arm. Die denke van hoogmoediges verwar hy.
Hy heersers ruk hy van hulle trone af, en geringes verhoog hy. Hongeriges versadig hy met goeie gawes, en rykes stuur hy met leë hande weg. Sy dienskneg Israel het hy bygestaan deur sy ontferming in gedagte te hou, soos hy dit aan ons voorvaders beloof het, aan Abraham en sy nageslag vir ewig. 'n Vreugdelied oor 'n kind. Should set his love upon the sons of man, or why as shepherd he should seek the wanderers, who bring him back, they know not how or when. But this I know, that he was born of Mary, when Bethlehem's angel was his only hope, and that he lived at Nazareth and labored, and so the Savior of the world is come. Cannot tell how silently he suffered, as with his feet he graced his place of tears. Oh, how his heart upon the cross was broken, the crown of pain to 33 years. But this I know, he heals the broken-hearted, and stays our sin, and calms our lurking fear, and lifts the burden from the heavy laden, for still the Savior of the world is here. I cannot tell how he will win the nations, how he will claim his earthly heritage, how satisfied can meet an aspiration of east and west, of sinners and of saints. But this I know, all flesh shall see his glory, and he shall reap the harvest God has sown, and some glad day his sun will shine in splendor, when he, the Savior of the world, is known. But this I know, all flesh shall see his glory, and he shall reap the harvest God has sown, and some glad day his sun will shine in splendor, when he, the Savior of the world, is known. When he, the Savior of the world, is known.
Toe die tyd aanbreek dat Elisabeth geboorte moes gee, het sy 'n seun, Johannes, in die wêreld gebring. Benedictus is die Latynse naam vir Sagaria se loflied. Sagaria sing hierdie lied omdat die volk se hoop op 'n verlosser nou bewaarheid is. Sagaria, Johannes se pa, is hierna met die Heilige Gees vervul en het geprofeteer en gesê: Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het omgesien na sy volk en hulle bevryding bewerkstellig. 'n Kragtige verlossing het hy vir ons bewerk uit die nageslag van Dawid, sy dienskneg, soos hy reeds lank gelede by monde van sy Heilige Gees, sy heilige profete beloof het. Verlossing van ons vyande en uit die hand van almal wat ons haat. Dit het hy gedoen om ontferming aan ons voorvaders te bewys en sy heilige verbond in gedagte te hou, die eed wat hy teenoor ons vader Abraham gesweer het, sodat ons gered uit die hand van ons vyande hom sonder vrees sou dien en al ons dae voor hom in heiligheid en geregtigheid kan leef. Sagaria sing dan ook oor sy eie seentjie Johannes, die doper se belangrike rol in hierdie verhaal. Sagaria sing oor die implikasies van hierdie verlossing vir gelowiges. Ons dra die verlossing in ons liggaam rond en raak ander mense deur God se Gees verlossend aan. Die vleesgeworde woord leef in ons en deur ons en dit rig ons voetstappe op die pad van vrede. En jy, kindjie, profeet van die Allerhoogste, sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitloop om sy paaie gereed te maak en om sy volk in te lig dat hulle verlos kan word deur die vergewing van hulle sondes, danksy ons God se innige ontferming, waardeur die môreson uit die hoogte oor ons sal opkom, om te skyn oor diegene wat hulle in duisternis en in die skadu van die dood bevind, en om ons voete op die pad van vrede te plaas. Die kindjie het gegroei en sterk geword deur die Gees. Hy het in die woestyngebiede gewoon, totdat hy in die openbaar voor Israel begin optree het. Die Heiland is gebore, soos Heere reeds voorspel, daar in die stad van Dawid, komt hy Immanuel, met blye hemelkore, ons op juich en sing, ons Heiland is gebore, dis hy wat redding bring. Die lig kom na die wêreld, en Jesus Christus Heer, uit liefde vir die mensdom, dan hy as diensknegt leer. So lief het God die wêreld, hy gee vir ons sy seun, so word hy ons verlosser, ons middelaar en steun. Die glo in Jesus Christus, ons koste eiendom. Hy gee die reg tot kunskap aan die wat glo in hom. Juist daarom juich ons harte op Predikersfeestyd. Ons Heiland is gebore, vertel dit wêreldwyd. In daardie tyd het keiser Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is toe Cyrenius prokurator van Sirene was.
Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en nageslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word. En sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing, wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn, en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind, wat in doeke toegedraai is en in die krib lê. Hemel
Lukas 2 vers 14 begin met die woorde: Eer aan God in die hoogste. In Latyn is dit Gloria in excelsis Deo. Die engele erken en besing hier die heerlikheid van God met 'n lofsang. Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Die Westminster Belydenis sê tereg: die belangrikste doelwit van die mens is om God te prys en hom vir ewig te geniet. engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar: Kom ons gaan reguit na Bethlehem en gaan kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe haastig daarheen vertrek en Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê, daar aangetref. Nadat hulle hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde gekoester en in haar hart daaroor bly nadink. Die skaapwagters het teruggekeer terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, presies soos dit aan hulle meegedeel is.
vreugde boodskap en jy het 'n lofsang tot God se eer gesing. Maria, nooi uit Nasaret. Maar toe Josef van jou wou skei en bure agterdog jou pla, het jy kon dink, eenmaal sou hy die hele wêreld skande dra. Toe jy soms met 'n glimlag langs jou liggaam stryk, die stilte instaar, wis jy met hoeveel liefde en angs sou hy sy helle vaart aanvaar. Die nag daar in die stal, geen een om jou in nood by jou te staan. Jy het geweet dat hy alleen Getsemane sou binnegaan. Toe vorste uit die ooste kom om nederige hulde te betoon, wis jy hoe die soldate hom tot koning van die volk sou kroon. En toe hy in jou arms lê, sy mondjie teen jou volle bors, het jy geweet dat hy sou sê, toe dit te laat was, ek het dors. Toe dit verby was, het jy met sy vriend Johannes huis toe gegaan. Maria, vrou van smarte, het jy toe die boodskap mooi verstaan. En kyk, in Jerusalem was daar 'n man met die naam Simeon. Hierdie man was wetsgehoorsaam en toegewyd en het uitgesien na die herstel van Israel. Die Heilige Gees was met hom. Hy het deur die Heilige Gees 'n openbaring ontvang dat hy nie die dood sou sien voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Gelei deur die Gees het hy na die tempelterrein gegaan. Toe Jesus se ouers die kindjie inbring sodat hulle die gebruikelike voorskrif van die wet oor hom kom nakom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geloof. Nou, Here, kan u dienskneg in vrede laat sterf, soos u gesê het. My oë het inderdaad u verlossing gesien, wat u ten aanskoue van al die volke bewerk het, 'n lig wat vir die nasies tot openbaring dien en eer bring aan u volk Israel.
Geliefdes, vir baie mense kom Kersfees slegs 1 keer 'n jaar. Tog is die boodskap van die vreugdefees elke dag waar. En terwyl geskenkpapier en geskenke gekoop word en die kersliggies afgestof word, weer klink die verhaal in ons ore van Jesus, die ware lig wat besing word met lof en wie se lig altyd sal skyn. So herinner die profeet Jesaja in hoofstuk 60 vers 19 en 20 dat God self die lig is. Vir jou sal die son nie meer daar wees as 'n lig bedags nie, en die maan sal nie as 'n helder lig vir jou skyn nie. Die Here sal as 'n ewige lig daar wees. Jou son sal nie weer ondergaan nie en jou maan sal nie verdof nie, want die Here sal vir jou 'n ewige lig wees. Die ballinge wat die heerlikheid en die lig van God ontvang, word so in Jesaja 60 vers 5 beskryf. Wanneer jy sien wat gebeur, gaan jy van blydskap straal, jou hart sal opgewonde begin klop. In hierdie tyd word ons harte genooi om uit hulle nate te bars, om te hoop sonder einde, om eerbied te hê vir God se ingrype en heelmaak. Die wat die lig sien, word draers van hoop. En die God wat te midde van die apatie en wanhoop van ballingskap mense se harte kan verruim en ontroer, doen dit vandag steeds deur sy Gees. Maak ons oë op, as ons die nag in kyk, wys ons die woord wat duisternis laat gaan. Gee ons woorde hier, waarmee ons wyd kan loop, week ons met waarheid, breek ons weke so. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons, skyn in die donker met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder hoop. Kom vir ons o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Hier ons moet ons sien, hoor in ons lofgesang, wie is die rykdom waarna ons verlang. As die lig ons lei, ons oor die wêreld sien, sien ons met volheid, vul ons met die vuur. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons, skyn in die donker met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder hoop. Kom vir ons o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld, kom skyn deur ons, kom skyn deur ons, kom skyn deur ons. Die goeie tyding wat ons vanaand weer opnuut gehoor het, is vir die hele wêreld bedoel. Ook vir ons aan die suidpunt van Afrika in 'n soelwarm Suid-Afrika, 'n somerskersfees onder die Suiderkruis
Sonder sneeu en dennebome, eerder sonskyn en doringbome. Ons sing dan ook vanaand ons eie Afrikaanse Kerslied en hiermee wens ons elkeen 'n geseënde Kersseisoen toe. Kyk 'n oomblik om jou rond, sien die lig wat skyn in duisternis. Dink aan die wonder daarvan, dat uit een vlam ons Jesus Christus baie aangesteek word. Dink aan die hoop, vrede, vreugde en liefde in jou eie lewe en skep moed. Dink daaraan, dat dit deur jou is, wat lig voortgedra word na jou kinders, kleinkinders en almal wat daagliks oor jou pad kom. Ontvang dan vanaand se seën van die drie-enige God. Mag jy hierdie Kersfees ervaar hoe lief die Vader jou het. Mag jy ervaar dat die kind van Bethlehem jou red. Mag jy ervaar hoe die Gees jou verlig. Mag jy moed hê om sy lig te dra uit hierdie kerk die wêreld in. Want die duisternis kon die lig nie oorweldig nie. Amen. Ons gaan vra as ons laaste lied sing, dat ons ook deur ons selfone se liggies gaan wys hoe ons liggies skyn in die wêreld. Ons vra vir almal wat hulle selfone by hulle het, om gou hulle selfone se liggies aan te sit. En terwyl ons die stille nag sing, hou hom gerus hoog, dat almal kan sien, dat ons lig skyn baie helder in hierdie Kersfeestyd. Daar is 'n hele paar mense, ons gee gou vir almal tydjie, om hulle selfoonliggies aan te sit. Ja, dit lyk al klaar mooi. Daar sê, kom ons sluit af met stille nag, heilige nag, en dan gaan kry ek vir ons die amptelike seën uitspreek. Heilige naam,
Sjoe, dit bly maar net spesiaal en ongelooflik om dit so saam met almal te kan geniet en te waardeer. Ek wil so 'n paar goed net vinnig vir julle net onder julle aandag weer bring. Onthou, ons is in ons Erlich Park kosprojek ook besig en dis 'n Kersprojek en die van julle wat nog goedjies gebring het, julle is welkom om dit sommer na die tyd hier voor op die verhoog te kom sit en dan gaan ons dit na die kamer toe vat. Die van julle wat graag wil help om al daai kruideniersware vir 80 gesinne te help pak, Dinsdagoggend 8:30 hierso by die saal. Julle is meer as welkom, enige iemand, bring die kinders, ouma, ek weet jy pas dalk miskien die kinders op, bring hulle sommer saam, dat hulle vir ons kom help pak daarso. En dan gaan ons dit Vrydagoggend 10:00 gaan ons dit dan gaan aflaai in Erlich Park. En so baie dankie vir almal se bydraes ook sover. Ek dink ons gaan klomp gesinne se harte ook in hierdie Kerstyd gaan ons dit bly maak. Kom ons sluit die oë en dan gaan ek sommer net vir ons die seën uitspreek. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en mag die teenwoordigheid en leiding van die Heilige Gees by jou wees en mag jy weet en onthou wat ons roeping is. Ons is hier vir God, vir mekaar en ook vir ander. Gaan leef dit ook in hierdie Kerstyd. Amen.
Maria.